En die Here groet jou vanoggend. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skriflesing kom uit 1 Tessalonisense hoofstuk 5 en ek gaan lees vers 1 tot 11. En in hierdie gedeelte gaan dit gee Paulus aan die gemeente in Tessalonika die gesindheid, die regte gesindheid hoe om te lewe elke dag, nê? En dis ook vir ons 'n riglyne hoe om 2026 in te gaan met watter gesindheid. En dit is 'n gesindheid van hierdie lewe is nie al waaroor dit gaan nie, nê? Jesus gaan weer terugkom. En ons moet gereed wees. En eintlik mens kan sê in 'n mate vind die wederkoms sal plaas by ons liggaamlike dood. En nie een van ons kan sê môre gaan ek opstaan. Of ek gaan werk toe ry. Ons meen kyk nou wat gebeur met daai taxi met die 14 kinders, nê? Pad skool toe, jong kinders, nê? So ons moet gereed leef. Dis die gesindheid waarmee ons moet lewe en kom ons luister na hierdie riglyne hoe om hierdie jaar ook in te gaan met watter gesindheid ons eintlik elke dag moet lewe. 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 1. Oor die tyd en die omstandighede wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skrywe nie, broers. Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne 'n swanger vrou en niemand sal ontkom nie. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap of soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap is van die nag en die wat hulle dronk drink is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. Fokusverse is daai vers 11, praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. Toe my kinders nog op skool was, Ariadne en Elsjewon, het Elsjewon 'n hond gehad, sy naam is Lavelot, nê? Was van Sir Lancelot, maar hy was Sir Lavelot gewees. Die naam het nie eintlik baie goed gepas by hom nie, want hy was nie so vol liefde gewees nie, maar in elk geval, Lavelot was so gewees, ons kan nie in die kombuis besig wees nie, en enigiets doen, geluide en praat en kos maak nie, hy lê rustig. Maar as Ilse Marie sê, wil jy broodjie hê, as hy hoor broodjie, nee, dan druk hy sy kop deur die hek, wat eintlik te groot om hy brood te kry nie. So hy sny al die ander geluide uit en hy konsentreer op dit wat vir hom belangrik is. Hy sal nog daar lê, rustig in die verkeer gaan verby karre en goeters nie, en skielik opspring, hek toe hardloop en blaf en goeters, nou julle moet onthou, dis nou 'n hele paar jaar terug. Dan so 2 minute, 3 minute later, dan kom die posman op sy fiets verby, toe die poskantoor nog pos afgelewer nie. Dan kom die posman verby. So hy is so ingestel. Maria wat van kos gegee het, nie, hy sal skielik 'n hek toe hardloop, nie, en dan 'n paar 20 sekondes later kom sy by die hekkie ingestap. So hy sny uit wat nie vir hom belangrik is nie. En hy fokus op dit wat vir hom belangrik is. En ek sien nou met hierdie 2 honde wat ons ook het, julle weet die vinnigste hond in die gemeente. As Ilse Marie klere, mooi klere aan het, hy steur hom nie daarin nie, maar laat sy haar hoed opsit en tekkies het, nie, dan sal hulle kar toe terug, nou hulle dink gaan kerk toe kom, want sy stap met hulle om die kerk en so. Hulle is ingestel op dit wat belangrik is, ander goeders maak nie saak nie. Ja, natuurlik as daai ketting net so roer, nie, dan weet jy daai hond so opgewonde. So, hy sny uit wat vir hom onbelangrik is, nie. Hy het geleer om te hoor wat belangrik is. En ons moet dit ook leer. Ons moet sekere geluide uitsny, onsself doof hou
daarvoor. Want party van ons, in die begin van die jaar, is so ingestel op die negatiewe. En ons versprei op social media net die negatiewe. Hoe slegter ding jy kan versprei, ek weet nie of dit jou laat beter voel nie, dalk. Dit is ervarings van sekere mense, is so ingestel op die negatiewe. So geleer om die negatiewe net aan te trek. Word wakker die oggend van, dit gaan nou 'n aaklige dag wees. Daar's geen salf te smeer aan die situasie nie. Daar's nie uitkoms nie. En dan staan jy ook op en jy sê ook, dis 'n aaklige dag, en daar's geen hoop vir die situasie nie. Dan leef jy dit ook. Dit is wat baie keer gebeur. Ons is so ingestel op die negatiewe. En as jy kan leer om te fokus op die negatiewe, kan jy net soos Labelot leer om te fokus op die positiewe. As jy kan leer om op die negatiewe te fokus. Fokus op die positiewe. Sny daai negatiewe gedagtes uit. As hy gedagte opkom by jou, om te sê dit gaan 'n aaklige dag wees. Daar's geen hoop in die situasie nie. Sny dit uit, sny die negatiewe uit, dan sê jy later hoor, dis 'n dag wat die Here gemaak het vandag. En die Here gee my geleentheid vandag. Hy het 'n plan en doel met hierdie dag. Niks gebeur per toeval of dis ongelukke of dinge nie. Dis 'n dag wat die Here gemaak het. En jou situasie kan verander. Begin jou instel op die positiewe volgens God se woord. Leer dit. Jy kan jou afleer om daai negatiewe te ignoreer. Ek weet Gert, as Lana praat van skottelgoed was, hy hoor dit nie. Hy hou net van die geluid van 'n wasmasjien, skottelgoed wasmasjien. Hy's daarop ingestel. So jy kan leer om seker goeders uit te sny, en die positiewe aan te leer. Om op die positiewe te fokus. Leer om die goeie te hoor, volgens God se woord. En dis eintlik wat Paulus vir ons hier sê. Hy troos en bemoedig die gemeente, wat deur moeilike tyd gaan. Hulle word vervolg vanweë hulle geloof in Jesus, En hy bemoedig hulle met Jesus se wederkoms. Jesus gaan weer terugkom. Wees gereed daarvoor. Hulle word vervolg, hy kon nie sy werk klaar maak in Thessalonika, die gemeente nie, en hy en sy medewerkers moes vlug, toe hulle die evangelie daar verkondig weens vervolging. En nou skryf hy 'n brief om sy werk af te handel daar in die gemeente. En dan sê hy vir hulle, hy troos hulle en hy sê, wees wakker en nugter. Nou vers 6, as jy praat van wakker en nugter, dan dink jy aan 'n soldaat, is wakker en nugter en gereed vir wat aangaan. Wees wakker en nugter, en dan sê hy ook, vers 8, moet nugter wees, ons moet geloof en liefde as borsharnas hê. Soos 'n soldaat 'n borsharnas dra om sy hart te beskerm, moet geloof en liefde ons harte beskerm. Geloof in die Here, die liefde van God kan my hart beskerm, dat ek nie negatief word nie. En hy sê dan ook, en dra die hoop op verlossing as helm. Soos 'n soldaat 'n helm dra om sy kop te beskerm, moet ons dan ook dra die hoop op verlossing. Ons is verloste kinders van die Here. God sê ons is kosbaar, dra dit as helm in jou kop, om jou denke te beskerm. Dat jy bedink wat van die Here afkom, wat waar is volgens sy woord, nie wat die wêreld sê nie, nie al hierdie negatiewe goed wat so versprei word nie. Fokus op God en Jesus wat weer gaan terugkeer. Geloof en liefde as hoop op verlossing as helm. Hou aan om reg te dink oor God se toekoms, en sy wederkoms. En dan sê hy, met volharding, jy moet volhard, soos 'n soldaat volhard, dit is hoe jy moet lewe, om te fokus wat God sê in sy woord, dat Jesus weer gaan terugkeer, hierdie sondegevalle wêreld nie, gaan eendag tot stilstand kom, gaan gestop word, en alles gaan nuut gemaak word. Die Here gaan alles kom verander. En hy het nou 'n plan en doel, hy wil mense red, hy wil jou gebruik. Wees positief as jy gesond is, wees positief oor jou krag, wees positief oor alles wat die Here jou mee geseën het. Die Here kom weer terug, daar's hoop, daar's verlossing, laat jou gedagtes
beskerm word met God se waarheid in sy woord. En hy sê dan ook, vers 9 en 10, God het ons nog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ons ter wille van ons gesterwe, sodat ons by sy koms nog lewe, of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Jesus het gekom dat ons die lewe kan hê, nie net asemhalingslewe nie, die voluit lewe. Jesus sê in Johannes 10:14, het gebring die lewe en die lewe in oorvloed. Jy's God se kind, hy het 'n plan, hy het 'n doel, sy woord, sy beloftes is waar vir jou lewe. Fokus daarop. Vervang daai negatiewe denke. Nee, as jy met verkeerde voet uit die bed uit opstaan, nee, gaan na jou stilte kamer toe. Jou binnekamer en lees God se woord, bid. Vra vir God se leiding. Sny daai goed uit. Dit is nie pessimisties negatief hierdie wêreld ingaan nie. Ons het hoop, ons kan lewe. Leer jouself om positief en hoopvolle gedagtes in jou volgens God se woord aan te gryp in jou gedenke. Nee, ek het dit net ook so ervaar. Dit was net om die lofprys en aanbidding. Net ons gesing het hoe groot is God, en ek voel die Gees werk en versterk my en ek kyk toe op en ek sien toe vir Christian, hoe jy die Here hierso nou geloof en geprys het. Daai positiwiteit. Die Gees het so deur jou gestraal. Was vir my so opbouend. Ons is lief vir jou, my broer. Regtig. En jou positiwiteit. Hoe die Here in en deur jou werk. Is kragtig. Kragtig. Ja. Nou die Tessalonisense. Hulle het gedink Jesus gaan gou terugkom. Net môre of oormôre, Hulle dink die wederkoms gaan dadelik plaasvind. En toe het baie van hulle gaan terugsit. En net gewag dat die wederkoms moet plaasvind. Hulle het nie hulle verantwoordelikheid nagekom nie. Hulle het nie dit wat Jesus gesê het hulle moet gaan doen nie. Nee, kom ons sit, ons wag net dat Jesus moet kom. En nou spreek Paulus en sê nee, dis nie hoe dit werk nie. Niemand weet wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Julle weet mos laas jaar was mos ook weer 'n storie van 'n bekende persoon. Het gesê het Jesus gaan terugkom. Niemand weet nie, dit gaan onverwags wees. En daarom moet ons so soldate getrou wees op ons pos. Ons moet met volharding bly werk. Met volharding soos 'n soldaat nugter wees. En aanhou my geloof uit te lewe. Na die mense om my. In die wêreld is ons ligdraers. Nie van die duisternis nie, wat hy hiervan praat nie. Ons is van die lig. Ons moet voluit lewe. Want dit gaan terug, met volharding moet ons wag op Jesus se terugkeer. Met volharding. En julle weet ook, eintlik vind dit ook maar plaas vir elkeen individueel, wanneer jy sterf, liggaamlik sterf. Kan jy sê in 'n sekere mate, dit het Jesus se terugkeer het plaasgevind. Want ek gaan dan na die Here toe. En volharding is so 'n belangrike ding, dat ons ook aan hierdie jaar, ook as gemeente, en jy by jy werk, of waar jy Here jou geplaas, en wat hy vir jou al gewys het, dat jy met volharding in die geloof sal lewe, met liefde en geloof as borsharnas, wat jou hart beskerming. Met dit ook helm van verlossing, dat jy hom sal op hê. Maar ek is 'n verlosse kind van die Here. Ek het hoop. Die Here is by my. Volharding is so belangrik in hierdie lewe, om jou geloof uit te lewe. Ek wil net hierdie een dingetjie wegvat, hoe jy dit uitval. As mens lees op ander plekke ook, volharding, Jakobus sê ook, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Hy praat van moeilike dinge, beproewinge, te volhard. Die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Bly volhard in die geloof, om te lewe volgens God se woord, en wat hy vir jou al gewys het, wat sy plan en doel met jou lewe is. Volhard daarmee. Ook Hebreërs skrywer sê, volharding is wat julle nodig het, om die wil van God te doen. Dit wat die Here vir jou al gewys het, sy woord. En te ontvang wat hy beloof het. Volhard daarmee.
Volharding is om te leef volgens God se beloftes wat hy vir jou gegee het en sy wil, om aan te hou op die pad wat hy vir jou gewys het, totdat jy ontvang het wat hy beloof het. Nee, julle hoor, dis om aan te hou op die pad wat die Here jou geplaas het. Daai beloftes na te strewe, tot jy ontvang wat hy beloof het. Ons het laas jaar ook gekyk, voordat God gee beloftes sy kinders, dan is daar gewoonlik 'n voorbereidingsstadium. Praat van 'n woestynfase, nee, wat baie keer amper die teenoorgestelde is as wat die Here beloof het. Maar dan moet jy volhard, want dan is jy gereed om God se beloftes te ontvang as jy volhard het in daai woestynfase. Dan is jou geloof reg. Dan is jou fokus reg. Want dan gaan dit oor die Here, nie meer oor jou nie. Want baie keer gaan dit net oor my. En dit is van ontslae raak, daai woestynfase, om dan te ontvang wat hy beloof het. Daar sal geen wenner wees as daar nie ook stryd is nie. Nee, as daar nie ook werk is nie. Wenners is die ouens wat aanhou. En hoe baie van ons het nie dalk net gestop voordat die deurbraak sou kom. Sê nee, wat gaan nie gebeur nie. Ek los maar. Ek gaan maar weer soos wat my vlees sê, wat die wêreld sê. Ons gee baie keer net te gou op. Want daar's net 'n wenner. Wenner is die een wat nie opgegee het nie. En ek het in my lewe dit ook al ervaar, nee, met bedieninge. Nee, soos die oorwinnaarsbediening. In die begin was maar moeilik, swaar. Ek het amper die gemeentelede betaal om die oorwinnaars naweek by te woon. Nee, en op 'n stadium het ons spannetjie so klein geraak dat amper net ek en Elise Marie. Nee, soos wat dinge gebeur het, maar volhard. En die Here het dit geseën en dit gaan nou verweier. Nee, dit gaan nou nie net vir die gemeente, dit gaan weier. Ons kan klomp sulke voorbeelde vat wat gebeur het. Ek is baie opgewonde oor wat by Genade Sentrum gaan gebeur. Lyk hoe dinge begin nou in plek val, né? Toe ek ook met Christian se les gepraat in die week, né? Begin in plek val. Nee, maar daar was op 'n stadium laas jaar wat my gelyk het of nee wat hierdie ding gaan nou doodgedruk word. Dis verby, dis klaar. Maar volhard in dit wat die Here gewys het. Ons kan 'n klomp voorbeelde noem. Ek lees van 'n pastoor in Kiba wat verskriklike lyding ondergaan, in steenkanting en swaar kry. En daar's vir hom gesê, hoor hierso, het jy nie al gedink om op te gee nie? Hy sê, nee, as daar nie stryd is nie, is daar nou ook nie oorwinning nie. So as daar stryd is in jou lewe, dan maak dit die oorwinning, dan gee dit geleentheid vir oorwinning. Dit moet ons gesindheid wees. Stryd moet jou nie moedeloos maak nie, teenkante moet jou nie moedeloos maak nie. Dit gee geleentheid vir oorwinning. En leer positiewe, hoopvolle gedagtes. Julle ken almal Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom, Christus, wat vir ons liefhet. Nee, jy's 'n oorwinnaar, meer as 'n oorwinnaar, want Christus is by jou. Hy's in jou. Deur hom wat jou liefhet. Maar ons moet nie net volhard nie. Dis nie die enigste gesindheid wat ons hierdie jaar ingaan om te volhard op die pad wat die Here ons geplaas het nie. Daar's nog 'n ding nodig. Nee, jy moet daai regte gedagtes hê, soos nou gesê het, nee. Jy moet positief, dit wat waar is volgens God se woord, moet jou denke vernuwe. Maar dan het ons dit ook nodig dat party mense, nee, partykeer het ek dit nodig dat ander mense my moet herinner aan God se woord, aan sy beloftes, aan wat hy doen. Ons het mekaar ook nodig om mekaar te herinner. Dis hoekom dit so belangrik is om so by mekaar te kom op 'n erediens. Net die fellowship van gelowiges. Net dit is so belangrik om mekaar te bly herinner aan wat God gesê het en wat sy plan en sy doel is. Net dis wat Paulus ook skryf. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde. So ons het hierdie fellowship nodig. Dis wat ek ook beleef in die mikrogroepe, disipelmakers mikrogroepe. Dis hoekom daai geleenthede daar is. Want in sekere tye het ek nodig dat ek selfs as predikant ander gelowiges, medebroers en susters vir my herinner aan God se woord. Aan wat waar is.
en waartoe ons op pad is. Ons het dit nodig. Jy kan nie op jou eie. Julle weet mos as jy nou gaan braai na die diens en jy vat oop kool en jy haal een kool uit en jy sit hom een kant, gou word gaan hy dood. Maar die hoopkole bly warm. Ons het mekaar nodig, die fellowship van gelowiges. Want wat hier gebruik word, die Griekse werkwoorde se vorm, hierso is 'n dui daarop parakaleo en ook oikodomeo wys op die vorm van die werkwoord wys dat dit voortdurend moet ons mekaar bly moet inpraat en versterk. Dis nie net 'n een keer 'n once off nie. Ons moet dit bly doen aan mekaar. Want julle weet in hierdie lewe is daar baie negatiewe goed wat kom. Ons het dit nodig om mekaar te bly bemoedig en te versterk. Net daai voortdurend moet ons mekaar parakaleo, net mekaar opbeer en ook voortdurend mekaar aanspoor om ons volle verlossingspotensiaal te lewe. Dit is nie net een keer nie. Dit is nie net die vorige 2 jaar, dis hierdie jaar ook. Ons moet dit bly doen. Dit is belangrik. Ja, ongelukkig, ons almal die vermoë om mense op te bou of hulle af te breek. Nee, almal het daai vermoë om mekaar op te bou en af te breek. En veral, hulle sê mos die mag, in die woord staan ook, die mag van lewe en dood is in die tong. Jy kan iemand afbreek, nee, spreek jy dood, veral oor ons kinders. Nee, die Here plaas ons in 'n autoriteitsposisie oor ons kinders om ons kinders lewe, soos wat hy sy hele woord gee vir ons lewe, nee, hier is gekom om ons te verlos, nie dat ons sal sterf of gestraf word nie, nee, moet ons as ouers ook lewe in ons kinders spreek. Daar is 'n navorsing gedoen dat 75% van mense in die tronk, sy ouers het vir hulle gesê, jy gaan nog in die tronk beland. Net dit is al in hulle ingespreek. Jy my kind, kyk wat, jy gaan nog in die tronk beland. 75% het die ouers het oor hulle uitgespreek. So, pas op. Kom ons bou mekaar op. Oikodomeo. Net bou op. Sien die potensiaal raak van jou kinders in Christus. Maar dis ook nie net jou kind, is ook jou huweliksmaat. Nee, ons mekaar opbou. Manne, my vrou, ek is lief vir jou. Die Here het jou spesifiek vir my gegee. En ons is so sterk saam. So dankbaar. Ek sien ook op 'n WhatsApp groep in die week, ons jagtersgroep, plaas een van die ouens daar so sarkastiese opmerkings en sê hy wil net hierdie geleentheid gebruik om net vir sy vrou dankie te sê, want as dit nie vir haar was nie, sou hy nie geweet het wat hy alles verkeerd doen nie. Jy weet daai tipe opmerkings, nee, dit werk nie. Mekaar opbou. Fokus op die goeie punte en bid vir jou huweliksmaat oor die swakker punte. Net dat die Heilige Gees die oortuiging sal bring, maar dit is nie goed nie. Ek het al probeer vir Elise Marie verander, nee, en goed, as dit nie gewerk het, dan word dit erger. Eerder bid. Ek weet sy doen dieselfde met my ook. Maar dis my kant. Nee, fokus op die positiewe. En as jy jou huweliksmaat opbou, gaan die huweliksmaat ook graag die negatiewe punte van ontslae word. Elkeen weet tog wat sleg is en wat is goed. Ek het nog so 'n ding wat ek ook raak gelees het. Hulle het in 'n omgewing gegaan en hulle het sommer net willekeurig mense 10% onderwysers en leerlinge uitgekies uit daai omgewing, nee, kom ons sê die Wesrand, nê? Hulle 10% van die onderwysers en leerlinge uitgaan haal en gesê julle is die 10% top onderwysers, 10% top studente. En hulle aan een kant gehou en dat hulle daai onderwysers vir daai kinders skool gee vir 'n kwartaal. En na daai kwartaal het daai 10% studente 30% hoër, beter gedoen as die res van die omgewing. 30% beter gedoen. En toe eers hulle gesê, hoor so, dit was sommer net willekeurig. Dis nie regtig dat jy 10% top was nie. Maar verstaan jy die effek as jy positief praat oor iemand?
dit ontgaan, maar ek moet dalk nog nie hierdie voorbeeld gebruik. Jy weet, daar was net 'n bekende akademikus ook wat uitvindsels, maar toe maar, skus, ek sal later kyk of ek dit onthou. Ja, goeie punte. Fokus op die goeie punte van die mense om jou. 'n ander onderwyser wat ek ook van gelees het so 'n projek gehad in die klas en vir al die klasmaats gesê, jy moet oor elke klasmaat van almal wat vir jou in jou klas is, moet jy 'n punt neerskryf wat jy waardeer van hierdie klasmaat. Skryf dit neer. En elke klasmaat het oor mekaar elke 'n goeie punt geskryf en toe het sy 'n lysie gaan skryf alles wat die klasmaats gesê het oor elke kind individueel. En toe jare daarna, toe is een van daai kinders was in die weermag gewees en is in 'n geveg oorlede en by sy begrafnis is daar gesê toe hulle nou weet sy liggaam kyk in sy sakke, toe haal hulle so 'n briefie uit van daai lys wat die klasmaats van waardering oor hom geskryf het. En in daai begrafnis toe staan 'n ander klasmaat op wat die begrafnis bygewoon het en hy maak sy besie oop en sê hier's my lys ook van wat hulle geskryf het. Verstaan hoe belangrik dit is wat ons spreek, wat ons sê van mekaar. En 'n seëning is nie 'n seëning voor jy dit nie gesê het nie. Voor jy dit nie uitgespreek het nie. Dit help nie ons gee seëninge 'n huldeblyk by iemand se begrafnis nie. Doen dit terwyl iemand nog lewe. Spreek dit, sê dit vir mekaar. Seëning moet uitgespreek word. Want onthou, God seën ons. Dis waaroor hierdie woord gaan. Dis God se seëning in jou lewe. Wat die Here sê, weet jy is nie 'n fout nie. Jy is die moeite werd. Daarom het ek my seun gestuur. Om vir jou sondes te sterf, om jou te koop, om jou my kind te maak, om 'n vader-kind verhouding met jou te hê. Jy is die moeite werd. En jy moet hier wees, ek het 'n plan, en jy's nie per ongeluk hier nie. Jou ouers kan dit dalk gesê het, of wie ook al, ja, jy was 'n glips of sulke nonsens, dis 'n leuen. God het jou beplan, jy moet hier wees. En hy het jou geskaap om nie gestraf te word in Christus nie, maar om vir jou die lewe te gee, en die lewe in oorvloed. Dis wat die Here van ons sê. Nou kom ons val by wat die Here sê in sy woord, kom ons val daarby in. En ons praat ook, ons leer ook onsself om te dink en te hoor wat God sê, nie wat die wêreld en die duiwel sê nie. Dis so belangrik. En ons moet mekaar herinner, so ons moet volhard daarmee, om die woord te lewe. Ons moet volhard, maar dan het ons ook mekaar nodig. Dis die tweede manier hoe ons hierdie jaar ingaan, om mekaar te bemoedig en te versterk oor wat God sê in sy woord. Dis die belangrike ding. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.